Ons is vanoggend by Heidelbergse Katekismus, Sondag 15, vraag 37. Wat verstaan jy onder die woordjie gelei, bedoelende Christus se lyding aan die kruis? Dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het. Ons het stilgestaan daarby by lydingstyd, die beker van God se toorn wat hy gedrink het en God verlatenheid wat hy ervaar het in ons plek. So het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. Baie belangrik, daar's baie gedagtes wat opgaan dat mense sal sê, maar hulle kan nie in so 'n God glo nie, want dis 'n wrede God wat sy eie seun laat sterf het. Dan draai hulle dit om. Dan mis hulle die hart van die evangelie. Vraag 38, waarom het hy onder die regter Pontius Pilatus gelei? Sodat hy onskuldig deur die wêreldelike regter veroordeel sou word en ons daardeur sou bevry van die streng oordeel van God wat oor ons moes kom. Hy is skuldig, hy's veroordeel, maar onskuldig bevind om ons te red van die straf van God. Ons skriflesing vanoggend is Romeine 11 vanaf vers 30 tot 36. Ons kom aan die einde van die Romeine boek. Maar voor ons daar saam lees, kom ons sluit die oë, dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons kom in hierdie oggend voor U in aanbidding. Ons sê vir U baie dankie dat ons die voorreg en die geleentheid het om op hierdie dag in aanbidding tot U te nader. Dat ons onsself U kinders kan noem. Vrygekoop, gewas, bloed van Jesus Christus. Ons aanbid U, ons loof U, ons prys U. Ons dankie vir die woord. Ons wil ook vra dat U deur die woord met ons sal praat en dat U in ons midde verheerlik sal word. Deur ons saam wees, ons sang, ja, deur U woord, Here. Dat die fokus op U sal val. Praat U met ons deur U woord, ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ek sit vir U die teks op die skerm. Ons lees saam vanaf vers 30. Want net soos julle voorheen aan God ongehoorsaam was, maar nou ontferming ontvang het weens hulle ongehoorsaamheid, miskien moet ek net hier stop, die julle is dan nou die Christene in Rome, wat uit die heidendom uitkom, en die hulle is die Joodse volk, in die konteks van Romeine 11, want net soos julle voorheen aan God ongehoorsaam was, maar nou ontferming ontvang het weens hulle ongehoorsaamheid, so is ook hulle nou ongehoorsaam weens die ontferming wat julle ontvang het, sodat ook hulle nou self ontferming kan ontvang. God het almal onder die ongehoorsaamheid ingesluit, sodat hy aan almal ontferming kan betoon. Oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, en hoe onnaspeurbaar sy weë, want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie het as sy raadsman opgetree? Of wie het eers gawes aan hom gegee, vir wie hy dit sou moes vergoed? Want uit hom, deur hom, tot hom, is alle dinge. Aan hom kom die heerlikheid vir ewig toe. Amen. Ons tema vanoggend is, aan die Here kom die heerlikheid vir ewig toe. Geliefdes, hoekom is ons vanoggend hier by mekaar? Waaroor gaan dit? Oor wie gaan dit? Sondagoggend is 'n erediens. Gaan dit oor ons? Gaan dit oor jou of dalk oor jou kinders? Dat dit vir almal 'n aangename ervaring sal wees, dat ons die sang sal geniet.
dat ons hier versterk sal word deur mekaar, dat ons hier antwoorde en oplossings sal kry op ons vrae en probleme, dat ons selfvervulling sal ervaar, of gaan dit oor die prediker en die boodskap wat hy bring? Hierdie dinge kan almal belangrik wees en het wel 'n plek, maar kan ons op 'n dwaalspoor bring wanneer dit die fokus raak. Dis alles deel daarvan om by die fokus uit te kom. Dit gaan nie in die eerste plek oor my of oor jou of oor ons kinders en ons ervarings en my belewenis en of ek dink dit was goed of sleg nie. Dit gaan oor die Here. Dit gaan oor hom. Die een voor wie ons in aanbidding neerbuig. Ons is hier om hom te verheerlik. Al wanneer dit 'n sleg erediens is wanneer hy nie verheerlik word nie. En wanneer dit 'n goeie erediens is wanneer hy verheerlik word. Dit gaan moeilik wees vir ons om dit altyd te bepaal. Dis die maatstaf. Ons is hier om hom te verheerlik, sy lof te verkondiging. Die prediking moet die Here Jesus in sy sentrum hê. Om sy naam groot te maak, om hom te verheerlik. Die Westminster Larger Catechism stel dit treffend. Hy sê, what is the chief end of man? En dan die antwoord is, man's chief and highest end is to glorify God and fully to enjoy him forever. So wat is die hoogste doel van die erediens en daarbey ingesluit, nie net die erediens nie, jou hele bestaan, jou hele lewe, om hom aan hom eer te bring. Deur die woord, deur sang, ons gawes en alles wat ons is, sodat hy verheerlik kan word, en dan sal jy ook jou vreugde in hom vind. Dis hoekom God ons gemaak het. Dis hoekom hy ons gered het. En dis waarby Paulus uitkom aan die einde van Romeine 11, aan hom kom die heerlikheid vir ewig toe. Liewe gemeente, ons het op 6 Augustus 2023 begin met Romeine 1, en vandag is dit nou amper 3 jaar later die 58ste boodskap oor die einde van Romeine 11. Vandag is die 58ste boodskap oor Romeine 11. Nou, Romeine 11 val uit, vorm 'n eenheid, Romeine 1 tot 11 vorm 'n eenheid, wat betref die beskrywing van God se verlossingsplan vir die mensdom, die Jood en die heiden. Paulus het heeltyd Israel in die agterkop, vir die Jood en die heiden. Romeine 1 vers 3 tot 20 beskryf Paulus die verskriklike sondige toestand van die hele mensdom, Jood en heiden, wat hulle onder God se oordeel plaas. Dis Romeine 1 vers 1 tot 3 tot 19. Romeine 3 vers 21 tot 5 vers 21 beskryf Paulus hoe Jood en heiden alleen deur geloof in die Here Jesus se soensverdienste aan die kruis geregtigheid ontvang en deur God vrygespreek word. Dis die fokus in daai gedeelte. In Romeine 6 beskryf Paulus hoe Christus die mag van sonde aan die kruis gebreek het. Ook in ons, saam met hom gekruisig. In Romeine 7 tot 8 beskryf Paulus die magtige, heiligmakende werk van die Heilige Gees, wat ten spyte van God se uitverkore kinders 'n daaglikse stryd teen die sonde, dinge Romeine 7, hulle steeds veilig hou en bewaar in die liefde van Christus. En in Romeine 9 tot 11 verdedig Paulus God se soewereine genade. God betoon genade aan wie hy genade wil betoon, maar hy hou ook sy beloftes aan die volk Israel, al neem dit eeue, en daar's 'n misterie aan dit. So God se verlossingsplan bereik 'n klimaks met die verstommende woorde in Romeine 11:32, waar Paulus sê, God het almal, Jood en heiden, onder die ongehoorsaamheid ingesluit, sodat hy aan almal ontferming kan betoon. Dis die 2020 vertaling. God het almal aan die ongehoorsaamheid oorgegee, sodat hy hom oor almal kan ontferm. Die wonder van God se verlossingsplan met die mensdom is dat Jode, en dis belangrik, veral vir die Jode om dit te verstaan, en ook vir die heidene, die Jode en heidene uiteindelik so in die mag van sonde was en is, dat God se uitverkore kinders uit die Jode, sowel as uit die heidene, net deur God se genade verlos kan word.
Beide Jood en heiden is so vasgevang in sonde, hulle kan net deur die genade van God se oordeel verlos word. Almal is onder die ongehoorsaamheid ingesluit. En hulle word verlos om deel te wees van God se een volk, een familie, een vyeboom. Al het God met die Jode begin. Dan in vers 30 beskryf Paulus hoe God in sy genade heidene deel gemaak het van sy volk. Hy sê, want net soos julle voorheen aan God ongehoorsaam was, maar nou ontferming ontvang het, weens hulle, die Jode, se ongehoorsaamheid. Die heidene nasies was voorheen uitgesluit van God se genade. Lees in Romeine, vanweë hulle afskuwelike afgoderry het God hulle oorgegee aan die mees perverse onreinheid, oneerbare seksuele drange, en dan praat hy van 'n verwerplike denkwyse, dat jy dink, hulle is by die punt verby waar God hulle kan red. Die volk Israel, die Jode, die nasate van Abraham, die uitverkore volk van God, hulle was die uitverkore volk van God, en in sekere sin nog steeds, maar toe die Jode na 2000 jaar, ten spyte van God se beloftes en verbonde, hulle eie Messias verwerp en laat kruisig, gebruik God hulle ongehoorsaamheid, dis hulle ongehoorsaamheid, in sy alwysheid, om die deur oop te maak vir die heidene. Toe breek die bedeling van die heidene aan. Paulus beskryf dit in Efesiërs 2, waar hy praat oor met die gelowiges uit die heidendom, wat toe ingekom het. Hy sê, onthou dat julle uitgesluit was van die burgerskap van Israel en vreemdelinge. Hy praat met die heidense Christene. Sonder hoop en sonder God in die wêreld, maar nou in Christus Jesus het julle wat destyds ver was naby gekom deur die bloed van Christus. So is julle nie meer vreemdelinge nie, maar medeburgers. Julle is nie meer vreemdelinge nie, maar medeburgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God, een familie. Dan skryf Paulus verder in vers 31 oor die stand van die ongelowige Jode, die volk Israel, wat Jesus verwerp het. En dan sê hy, so is ook hulle nou ongehoorsaam weens die ontferming wat julle ontvang het. Die Jode se ongehoorsaamheid het na die vernietiging van Jerusalem in 70 na Christus voortgeduur tot vandag toe. Deurdat daar net altyd 'n klein oorblyfseltjie was wat die Messias aanvaar het. Die ontferming wat die heidene ontvang het, is dat miljoene heidene oor eeue heen die evangelie aanvaar het en deur geloof deel geword het van God se volk. En daarom is die oorweldigende meerderheid van God se volk vandag Christene uit die heidene nasies. Dis baie meer as die Jode wat glo. En aan die einde van vers 31 beskryf Paulus dat God weer genade sal betoon aan die volk Israel. Die volk wat hulle eie Messias verwerp het. En daar sê hy, so ook hulle nou self ontferming kan ontvang. Nou hier verwys Paulus na die wonder, dat God op grond van sy beloftes aan Abraham, wat Paulus vroeër gesê het, hulle is vyande wat die evangelie betref, maar geliefdes om die aardsvaders ontwil, dat op grond van die beloftes van Abraham, dat hy hom weer oor hulle gaan ontferm, en die meerderheid van die volk Israel kort voor Jesus se wederkoms tot bekering sal kom. Die vorige boodskap het daaroor gehandel. Paulus skryf daaroor in vers 25 en 26 waar hy sê, daar het gedeeltelike verharding oor Israel gekom totdat die volle getal van die heidene ingekom het. Op hierdie manier sal die hele Israel verlos word. Dit wil sê, wanneer al God se uitverkore kinders uit die heidene nasies tot bekering gekom het, dan sal God weer ontferming aan die volk Israel betoon. Dis ook wanneer die evangelie aan alle nasies verkondig het. Dan sal daar 'n tipe van 'n massabekering, 'n meerderheid van hulle tot bekering kom. Na eeue se verwerping van hulle Messias sal Israel se tyd aanbreek om genade by God te ontvang. En op daardie stadium, gestroop van alles, met niks om op te roem nie, sal hulle met berou in geloof hulle toevlug neem tot die Here Jesus, soos wat baie mooi daar in Sagaria se profesie beskryf word. En so sal die geskiedenis getuig dat beide heidene en Jode in die mag van sonde was, sodat God aan beide
heiden en Jood ontferming en genade kom betoon. Soos die heiden het die Jood niks om op te roem nie. Alle redding is uit genade deur geloof in Christus alleen. Dis hoekom die Jode vir Jesus verwerp het. Hulle het geroem. Hulle het nie gedink hulle word ook gered uit genade alleen nie. Wanneer Jood of heiden tot bekering en geloof in Jesus kom, is dit 'n openbaring van God se genade. Enige mens wat tot bekering kom, is 'n openbaring van God se genade. En daarom sê Jesus in Lukas 15 vers 10, daar is blydskap onder God se engele oor een sondaar wat hom bekeer. Dink daar, net een. As daar een mens tot bekering kom, dan jubel die engele in die hemel. In Romeine 11 vers 33 tot 36 gaan ook Paulus soos die engele in 'n lofprysing oor God wat vanuit sy onverdiende genade in Christus sondaars verlos. Paulus is in vervoering. Dit is 'n baie moeilike gedeelte hierdie wat ek vanoggend gelees het. Paulus is in vervoering oor die onbeskryflike grootheid van God se genade, almag en wysheid, wanneer hy Jood en heiden uit sy genade verlos. Daarom jubel Paulus dit uit vanaf vers 33. Hy sê, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Baie keer lees ons net oor hierdie verse. Kom ons staan vir 'n oomblik stil by die betekenis van die woorde, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Wat beteken diepte van God? Ons kyk na enkele teksgedeeltes, die diepte. 1 Korintiërs 2 skryf Paulus dan sê, maar aan ons het God dit deur die Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alles, ook die dieptes van God. Want watter mens ken die dieptes van 'n mens behalwe sy eie gees in hom? Net so ken niemand die dieptes van God nie behalwe die Gees van God. Net die Gees van God, wat self God is, ken die dieptes van God. Die diepte van God se rykdom en God se wysheid en God se kennis is onpeilbaar diep. Net die Gees van die Here kan die diepte peil en ken. Die psalmdigter skryf dan sê hy, hoe groot is u werke, Here, hoe uitermate diep u gedagtes. 'n Dom mens weet nie en 'n dwaas verstaan dit nie. Geliefdes, ons kan nie die dieptes van God se rykdom, wysheid en kennis pyl en omvat en begryp nie. Ons verstandjies is doodgewoon te klein. Dis onuitputlik. Dis onuitputlik. Dis net so goed, jy vat 'n kind wat graad 1 instap, en dan sit jy 4 jaar se boek oor wiskunde voor hom neer, en sê lees en verstaan. Hy het geen idee nie. Dis amper waar ons is. Maar die verskil is net baie groter, as dit by ons kom, voor die dieptes van God. Nou praat ek nie eers oor van die geheimenisse oor God, wat God nie in sy woord openbaar nie. Dis heeltemal buite die liga van die menslike brein. Ons kom daarby uit. Moses skryf in Deuteronomium, dan sê hy, wat verborge is die Here ons God se saak, wat geopenbaar is altyd vir ons en ons kinders van belang, sodat ons die woorde van hierdie wet kan uitvoer. Wat verborge is die Here se saak. Dis baie wat verborge is. Op die vraag wat mense vra oor die verborge waarhede van God, en dan klink hulle partykeer is baie slim, wat God nie in die Bybel aan ons openbaar nie, sal geen mense antwoord kry nie. Jou brein is heeltemal te klein daarvoor. Al wat gaan gebeur is, as jy aanhou om daaroor te dink en te filosofeer en te spekuleer, is om in goddelose, onterende om goddelose en godonterende spekulasies te verval. Nee, ons kan ons alleen bepaal by die selfopenbaring van God in sy woord, en ook dit is by tye te diep en onverstaanbaar. Soms moet ons net dit vat en glo. Dit wat ons nodig het vir ons redding, is baie duidelik en helder geskryf, maar dit is doodeenvoudig nie waar van die hele Bybel nie. Vanweë sonde, wat ons denke en gedagtes skeeftrek en verdraai, sukkel ons ook om die geheimenisse van God se woord te verstaan.
Dit is net deur die biddende omgaan en studie van God se woord, wat 'n wedergebore Christen, wat deur die Gees verlig is, die Heilige Gees, die dieptes van God se woord aan hom verstaanbaar kan maak. Dis al. Daar is nie 'n ander manier nie. Daarom skryf Paulus, daarom sê Jesus in Johannes 16, praat hy oor die rol van die Heilige Gees, daarom sê hy, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei. Maar hy gaan jou net in die volle waarheid lei, as jy besig is met God se woord. Dit is nooit buite om sy woord nie. Hy lei jou in die volle waarheid van God se woord, en as jy dit bestudeer, en daarmee omgaan, en God se aangesig soek, en die waarheid soek, dan gaan hy hom openbaar. Nie as jy daar op 'n klip gaan sit en bid, en die Bybel lê aan die ander kant nie. Ons gaan verder. Wat beteken diepte van die rykdom van God? Ons het nou stil gestaan by diepte, net om te sê hoe diep dit is. Wanneer ons na die konteks van die Romeinebrief en Paulus se ander briewe ook kyk, verwys die rykdom van God na Jesus Christus. Jesus Christus is God se rykdom, en met 'n besondere klem op God se genade in Christus. Net enkele tekste, ook uit Romeine. Romeine 2:4, of verag jy die rykdom van sy goedheid? Besef jy nie dat God se goedheid jou tot bekering wil bring nie? Die rykdom van sy goedheid vind jy in Jesus Christus. Efesiërs 1:7-9. In hom het ons die bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van sy genade. Efesiërs 3:8. Aan my is hierdie genade geskenk om aan die heidene die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. In Kolossense 1:27, God het besluit om aan julle bekend te maak hoe ryk die heerlikheid van hierdie misterie vir alle nasies is. Christus is in julle. God se rykdom is sy genade in Christus, en dis ontsaglik diep. Geliefdes, hier op aarde sal jy nooit die rykdom van God se genade in Christus ten volle begryp nie. Dis te diep. In die hiernamaals by God, na die dood, sal dit waarskynlik vir jou nog 'n ewigheid vat om dit volledig te begryp. Dis iets wat jy net so gaan verstaan nie. Die diepte van die rykdom van God se genade in Christus is oorweldigend. En wanneer jy oë daarvoor oopgaan, sal dankbare lof en aanbidding van die lewende God jou lewe stempel. Want dan weet jy, God se genade is nie vanselfsprekend nie. Dis net genade, dat jy uit genade gered is. Soos ons lees in Johannes 1:16, uit sy volheid het ons almal genade ontvang, ja, genade op genade. Die besef van die diepte van die rykdom van God se genade in Christus maak dat geen toewyding en offer van jou tyd, jou geld, jou gawes, jou gemak, jou gerief vir jou te veel is om aan hom te wy nie. As jou oë oopgegaan het vir God se genade in Christus, wat jy in hierdie kant van die graf nooit sal kan volledig pyl nie, dan verander dit jou lewe. En as dit nie jou lewe verander nie, dan het jou oë nie daarvoor oopgegaan nie. John MacArthur stel dit treffend soos volg. Hy sê, what motivates someone to live a godly life is this overwhelming reality of who God is, who Christ is. The richness and depth of that understanding moves the heart. En jy is veronderstel in jou omgaan met God se woord, dat God se genade vir jou meer en meer sal oopgaan. Dat Christus vir jou meer en meer kosbaar sal word. As jy dink jy het aan die einde gekom van dit wat Christus vir jou gedoen het en beteken, dan het jy nog nie begin nie. Ons gaan verder. Wat beteken die diepte van die wysheid en kennis van God? Die diepte van die wysheid en kennis van God. Die psalmdigter sê, hoe uitermate diep die gedagtes, hoe uitermate diep die gedagtes. Die Here se gedagtes, in die konteks hier, sy kennis en wysheid, is onbegryplik diep. Ja, selfs God se kennis, sy wysheid en kennis, wat in sy woord geopenbaar is, soos wat ek gesê het, is soms onverstaanbaar vir baie slimme geleerde mense. Hulle is dom en dwaas wanneer hulle God se woord lees
omdat hulle God nie ken nie. Het jy dit al gesien al? Dat 'n man wat geniaal slim is, God se woord lees en dan is hy dom. Hy's dom. Hoekom is hy dom? Hy kan nie dit onderskei nie. Daar's 'n sluier. Sy hart is, hy ken nie vir God nie. Daarom gaan hy nie God se woord kan ken nie. Behalwe as God homself aan hom openbaar. Jesus se woorde is hier van toepassing. Ek prys U Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. God se wysheid, kennis, is ten nouste aan mekaar verbonde en dis is wyd. Kom ons kyk eers na God se kennis. Ek het probeer om 'n definisie oor God se kennis in die algemeen. God se kennis sluit in dat hy altyd alles van alles en almal oral weet. Dis God se kennis. Sluit in dat hy altyd alles van alles in die heelal wat biljoene ligjare van wyd is en almal, elke mens, elke gedagte oral op elke plek weet. Dit is doodgewoon te veel vir my en jou klein verstandjies. En as hulle sê, nee, God kan nie so wees nie. Hoekom nie? Want ek is nie so nie. Enkele tekste. 1 Johannes 3:20, God weet alles. Lukas 12:7, selfs die hare op julle kop is almal getel. Het jy al gedink wat dit beteken? Alle mense, sy hare op die kop is getel. God weet dit. Hebreërs 4:13, niks wat geskape is vir hom verborgen nie, maar alles is oop en bloot voor sy oë. Hy sien dit soos dit is. Psalm 33, hy sien alle mense, hy het insig in alles wat hulle doen. Spreuke 15, op elke plek is die oë van die Here, hulle hou slegtes en goeies dop. Ons is soos 'n oop boek voor hom, met alles wat ons is en bestaan. Alles wat jy gedoen het, wat jy gedink het, al jou motiewe, hy weet alles. Partykeer weet jy nie eers self wat jou motiewe is nie. God weet wat jou diepste motiewe is. 1 Korintiërs 4:5 sê Paulus, hy beoordeel nie homself nie. Hy sê God beoordeel hom. God sal die bedoelings van die hart bloot lê. Dis wat hy als weet. En dan in Jeremia sê hy, vul ek nie die hemel en die aarde nie. Ons staan net verslae voor hierdie God. Dis wat God se kennis behels. Nou God se wysheid, en dis in die algemeen so, wysheid is gewoonlik toepassing van kennis. God se wysheid is dat hy alle kennis volmaak kan gebruik en toepas om sy ewige besluite, sy wil en sy raadsplan uit te voer. Dis waar mense wat nie wysheid het nie, hulle sukkel, want hulle kan nie die goed toepas nie. God se wysheid is, hy kan alle kennis, en hy het alle kennis, volmaak gebruik en toepas om sy ewige besluite, sy wil en sy raadsplan uit te voer. Ons dink hier aan Jesaja 46:10. Daar sê die Here, my raadsbesluit sal standhou, alles wat ek wil, sal ek uitvoer. God pas sy kennis toe, hy gebruik dit. Die diepte van sy kennis en sy wysheid om dit uit te voer. Nou in die konteks van die Romeinebrief, waar hy nou besig was en wat ons gesê het waaroor Romeine gaan, dink Paulus veral aan God se ewige raadsplan van verlossing om sondaars, om Jood en heiden uit genade deur geloof in die Here Jesus te verlos. Sy kennis en sy wysheid gebruik hy om hierdie plan uit te voer. En dis waaroor Paulus so in vervoering is. En in vers 33 beskryf Paulus die ondeurgrondlikheid en die onnaspeurbaarheid van God se raadsplan van verlossing en die uitvoering daarvan. Dan gaan hy aan en sê, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en hoe onnaspeurbaar sy weë. Nou die kennis en die wysheid sluit hierby aan. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en hoe onnaspeurbaar sy weë. Ons kyk eers na die
hoe ondeurgrondelik is sy oordeele. Nou die woordjie oordeele kan misleidend wees. God se oordeele, dis God se besluite. God se besluite is ewigheidsbesluite. God se ewigheidsbesluite lê opgesluit in sy ewige raadsplan. Dis God se oordeele. Dis waarvan Paulus praat. Dis God se besluite, ewigheidsbesluite. Ons is nie ewig nie, so ons verstaan dit nie. Paulus praat hier veral van God se ewige besluite om sondaars uit genade te red. God se oordeele, sy besluite bepaal hoekom God red, wie hy red, hoekom God doen wat hy doen. Sy oordeele, sy besluite lê agter sy keuses. Dis baie duidelik uit die res van die Bybel. God kies en roep en red vir Abraham, Moses, die profete, die disippels, Paulus en so miljoene sondaars oor eeue. Hoekom? Hy het so besluit. Wanneer het hy so besluit? Dit lê vas in sy raadplan. En God roep en red vir jou uit genade, deur geloof. Soos met hulle lê God se keuse om jou te red opgesluit in God se ewigheidsbesluit om dit te doen. Ons sal God se oordeele, sy besluite en hoekom hy in sy wysheid optree en sondaars red soos wat hy doen en hoekom hy genade betoon aan sondaars soos ek en jy nooit begryp nie. Paulus sê dit is ondeurgrondelik. Sy oordeele is ondeurgrondelik. Ons sal dit nooit begryp nie. Ons sal dit nooit kan deurgrond nie. Ons sal dit nooit kan verklaar nie. Jy gaan jou kop breek, jy gaan nooit by 'n antwoord uitkom nie. Dit is te diep. Die antwoord daarvoor lê opgesluit in 'n bodemlose put van God se ondeurgrondelike wysheid. Dit moet jou op jou knieë bring om hom te aanbid en te dien met jou lewe. Sy oordeele is ondeurgrondelik, sy besluite is ondeurgrondelik. Jy kan nie uitkom by die rede daarvoor nie. Paulus gaan verder, hy sê, en hoe onnaspeurbaar sy weë. Nou God se weë dui op hoe God sy besluite, sy oordeele, dit wil sê sy ewigheidsbesluite, oor eeue uitvoer en tot vervulling bring. Hier is die plan. Dis sy besluite. Sy weë is hoe hy hierdie plan tot uitvoering bring. So God se oordeele en besluite lê in die ewigheid opgesluit, opgesluit in sy ewige raadsplan, en sy weë is die uitvoering van sy ewige raadsplan oor eeue in die geskiedenis. Dis sy weë. Ons verstaan dit, ons het ook besluite en ons het ook planne en dan voer ons dit uit. Word nooit volmaak uitgevoer nie, maar partykeer kry mense dit nogals goed reg. En sy weë word uitgevoer oor eeue heen wanneer soos God sondaars uit genade red en sy koninkryk inbring. God se weë, en dis baie belangrik, God se weë is die pad wat God se gees bewandel om God se oordeel en sy besluite oor sy verlossingsplan in en deur mense tot uitvoering te bring. Hoe God dit doen? Hoe God dit doen? God se weë is onnaspeurbaar vir mense. Is onnaspeurbaar. Dink aan jou eie bekering. Kan jy dit alles vertel? Presies hoe dit gebeur het, wanneer God begin werk het? Ons as mense sal nooit begryp en verstaan presies hoe God sy verlossingsplan uitvoer, watter mense en omstandighede hy alles gebruik en waarom God optree soos hy optree en presies hoe God mense red nie. Jesus verduidelik vir ons dat dit onnaspeurbaar is. In Johannes 3 vers 8 sê Jesus, dan praat hy oor God se weë,
dit wil sê God se uitvoering van sy verlossingsplan, dan sê hy, die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. Jy weet eintlik niks. Jy kan net sien God werk. God se weë, die werking van God se Gees in mense se harte en die uitvoering van God se besluit is onnaspeurbaar vir mense. Ons kan nie terugloop op die Heilige Gees se spoor om te verstaan hoe die Gees God se ewigheidsbesluite uitvoer nie. Want ons weet nie eens waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. Daar's 'n geheimenis oor dit. Jesaja skryf oor die onnaspeurbaarheid van God se weë, dan sê hy, die Here sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. So God se weë gaan jou met baie vrae laat. En jy gaan nie daarop antwoorde kry nie. Jy gaan net antwoorde kry op die antwoorde wat hy in sy woord vir jou gee. Die profete, interessant, die profete aan wie God homself geopenbaar het in die Ou Testament, het verstaan dat God se oordeele en weë, God se besluite en die uitvoering van sy ewige raadsbesluite onnaspeurbaar is. Hulle het dit verstaan. Die profeet Jeremia verwoord dit helder. Hoor hoe bid hy? Dis 'n sekere gebed van hom. Dan raak hy al hierdie elemente aan. Hy begin bid in Jeremia 32 en bid hy, ag Here, my Heer, kyk, dit is U wat die hemel en die aarde gemaak het deur U groot krag en uitgestrekte arm. Niks is vir U onmoontlik nie. Dit sê vir ons, God is die Almagtige wat die onmoontlike doen, en hy is die een wat sy raadsplan, sy besluite kan uitvoer. En wat is sy raadsplan? In terme van sy kinders, dan sê hy, U bewys troue liefde aan duisende, en in dieselfde asem sê hy, maar vergeld die sondeskuld van ouers in die skote van hulle kinders na hulle. Nou net in die twee sinnetjies is daar 'n klomp vrae opgesluit. Maar God doen dit. Hy bewys sy troue liefde aan duisende en hy vergeld die sondeskuld van ouers in die skote van hulle kinders na hulle. In sy alwysheid voer God sy plan uit en betoon liefde en vergeld sondeskuld tegelykertyd. Vir ons is dit onbegryplik. Hoor wat by Jeremia dan. Hy sê, groot en magtige God, wie se naam die Here, heerser oor alle magte is. U wat groot in raadsbesluite en groots in die uitvoering daarvan is. Hy sê, U is groot in raadsbesluite, U is groot in U plan, in U raadsplan. Maar hy is ook groot in die uitvoering daarvan. Aangrypend, die Here heers oor alle magte, hy is groot in sy raadsbesluite, in sy oordeele. Dis ondeurgrondelik vir ons, en hy is groot in die uitvoering daarvan. Dis onnaspeurbaar vir ons. Jeremia sou Paulus verstaan het, as hy hom kon lees. Om dit saam te vat, in vers 33 verduidelik Paulus dat God se ewige verlossingsplan om sondaars, Jood en heiden uit genade te red, ondeurgrondelik is, en dat die uitvoering van God se ewige verlossingsplan onnaspeurbaar is. Ons kan dit nie pyl sy besluite nie, en ons kan die uitvoering daarvan in die geskiedenis kan ons ook nie vol verstaan nie. Dit is onnaspeurbaar vir ons. Dan in vers 34, nou moet die mens net sê, as jy al hierdie goed gesê het, dan maak dit by intelligente mense wat vir God nie ken nie, maak dit 'n klomp vrae by hulle los. Dan in vers 34 haal Paulus Jesaja 40 vers 13 aan uit die LXX, die Griekse Ou Testament, om sy vertaling van die Ou Testament, om sy punt te staaf dat God se oordeele, sy besluite en sy weë en die uitvoering van sy besluite ondeurgrondelik en onnaspeurbaar is. En dan sê Paulus, want wie het die gedagte van die Here geken, of wie het as sy raadsman opgetree? Dis asof Paulus die vraag wat sal kom antisipeer. Daar's baie mense wat dink God se gedagtes, sy besluite en weë is min of meer dieselfde as wat hulle dink. Mense dink so. Maar hulle besef nie dat hulle harte en verstand
die sonde aangetas en verduister is. Hulle gedagtes is ligjare verwyder van God se gedagtes. God dink nie soos wat ek dink nie, want my brein is deur sonde aangetas. En as ek tot bekering kom, dan moet daar 'n verandering, dan moet 'n vernuwing van my denke plaasvind, om in lyn te kom met God se denke. Daarom moet ons as gelowiges versigtig wees, om niks meer of minder oor God te sê as wat God se woord aan ons openbaar nie. En as ons nie weet nie, of die geheimnisse van God se woord nie ten volle verstaan nie, moet ons net in ontzag neerbuig voor God se woord. Dan moet ek net neerbuig. Want dit is ondeurgrondelik en onnaspeurbaar, baie dinge. Die gevaar is natuurlik dat ons sondige harte ons kan mislei om te dink, ons weet beter as God se woord. En dit is waar baie in die kerk vandag is. Of ons probeer God te verdedig, deur hom anders voor te stel as wat die Bybel hom voorstel. So ek lees die Bybel en sien ek, want hierdie wat ek nou hier lees, dit gaan nie lekker afgaan by moderne mense van vandag se tyd nie. So ek kan nie dit vir hulle gee nie. Ek moet God 'n bietjie anders voorstel as dit, om hom aanvaarbaar te maak vir mense wat na hom luister. Asof God nodig het dat ons hom aanvaarbaar moet maak. Dalk dink ek anders oor God se genade en verlossing en oordeel as die duidelike boodskap van die Bybel. Dalk dink ek ons moet die boodskap van die Bybel oor God net so 'n bietjie aanpas. Dan gaan mense kerk toe kom. Ek die Bybel so 'n bietjie aanpas. Ek seker goed net anders te sê dan as wat die Bybel sê, dan gaan mense kerk toe kom. As dit al by jou en by my opgekom het, is ons op dun ys. Dun ys. Het gou gaan breek. Hoekom? God het nie raadgewers nodig nie. Hy verdra hulle nie. Dink 'n bietjie daaraan. Ek is spikkeltjie in 'n heelal van biljoene ligjare wat 'n stoffie en 'n asemteug is en wat nou hier is en oor 'n jaar of wat of dalk môre is ek nie meer hier nie, wil die ewige almagtige God raad gee oor hoe hy die heelal moet bestuur en hoe hy sy woord moet aanpas wat ewig is om vir mense aanvaarbaar te wees. Dit is absolute arrogansie. Daarom skryf Jesaja, hy verduidelik vir ons hoe belaglik dit is. Jesaja 40, vir wie raadpleeg hy, dis God, dat die hom tot insig sou bring, en hom sou leer wat om te doen. Wie leer hom en onderrig hom, dat hy met insig kan optree? Die nasies is vir hom, nie mense nie, die nasies is vir hom soos 'n druppel aan 'n emmer, soos 'n stoffie op 'n skaal. Hulle kan hom nie raad gee nie. Soos R.C. Sproul sê, we are not qualified to be God's counselors. Ons is nie gekwalifiseer nie. Dalk is ek een van daardie sondaars wat uit die wêreld met al sy lyding en sonde rondom my kyk en dit wil uitroep, as God bestaan. Dis wat baie ateïste sê. As God bestaan, dan is hy onregverdig of hy is nie almagtig nie. Want as God goed is, kan dit nie versoen word met die sonde en die onreg in die wêreld nie. Maar ek weet net soveel. Dis al wat ek sien. Nou wil ek vir God vertel. Sulke mense praat asof hulle rein en regverdig is, asof God hulle iets skuld. Maar hulle besef nie hoe lyk hulle eie harte nie. Paulus haal Job 41:2 aan om diegene te beskryf. Hy sê, of wie het eers gawes aan hom gegee vir wie hy dit sou moes vergoed. Wat bedoel hy? God skuld niemand niks. Niemand. Alles wat hy gee is uit louter genade en goedheid. Die een wat sy vuis oplig teen God, asof God hom iets skuld, het nog nie die boosheid en sonde van sy eie hart gesien in die lig van God se heilige kruisgenade op Golgotha nie. God skuld niemand niks. Niemand niks. Daniël wys vir ons hoekom dit sinneloos en gevaarlik is om God se wete bevraagteken en hom te probeer raad gee. Dis hoekom wanneer ons met die Bybel omgaan, moet dit in gebrokenheid en nederigheid wees en met ontzag vir God. Daniël sê, al die bewoners van die aarde word as niks gereken.
Hy doen met die hemelse leer en die bewoners van die aarde wat hy wil. Daar's niemand wat sy hand kan afweer of vir hom kan vra, wat het u gedoen? Jy kan dit vra as jy wil. Maar jy gaan nie gehoor word nie. Om die punt af te sluit, en as jy dan so waansinnig is om God teen te staan, en dis nou waarby mense uitkom, dan sê hulle, okay, nou bestaan God nie meer nie. Dis soos 'n volstruis wat sy kop in die grond druk, en dan sê, na alles wat ek nou gedink het, nou bestaan God nie meer nie, nou druk hy sy kop in die grond, en dan sien hy nie die son nie, en sê die son bestaan nie. God gaan nie verander. Al my gebabbel oor God, dwaase gebabbel oor God, gaan hom nie verander nie. Al wat gaan gebeur is, ek sal as 'n dwaas bekend staan. Soos Dawid sê in Psalm 14, dwaase sê in hulle harte, daar is geen God nie, hulle tree gruwelik en afstootlik op. Hulle kom by die punt, as hulle nou na alles gekyk het, en na die heelal kyk het, die bietjie wat hulle weet, daar kan nie 'n God wees nie. Dit verander nie vir God nie. Maak jou net 'n dwaas. Paulus sluit Romeine 11 af met 'n lofprysing oor God, wat die grense van ons beperkte verstandjies ver oorskry. Dis baie moeilike goed die. Dis al hierdie goed wat Paulus hier oorskryf is ondeurgrondlik en onnaspeurbaar, as ek sy woorde kan gebruik. Hy skryf, hy sê in vers 34, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom kom die heerlikheid vir ewig toe. Amen. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Het jy al gedink wat dit beteken? Paulus se woorde hier is van toepassing op alles, ja, alle dinge. Want ons lees ook, in die begin was die woord, en die woord was God. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan, ontstaan nie. En hier is ook 'n klomp vrae wat opgeroep word deur dit, waar ons nie nou by gaan uitkom nie. En daarom moet alles, die hele skepping uiteindelik uitloop op die eer en verheerliking van God. Maar in Romeine 1 tot 11 gaan dit egter vir Paulus spesifiek om die uitwerk van God se verlossingsplan van genade in die geskiedenis, om Jood en heiden uit genade deur Christus te red. So elke gelowige in Christus kan hierdie teks baie persoonlik lees. So ek wil 'n bepaalde betekenis dit uit 'n bepaalde hoek lees. Geliefdes, jy is deel van miljoene verloste gelowiges om deel te wees van God se huisgesin. Dink daaraan, oordink dit en bepeins dit. Jou verlossing is uit God. Is uit God. As jy ooit al daaraan getwyfel het, dit lê veranker in God se ewige besluite en sy ewige raadsplan. Of jy nou daarvan hou en of jy nie daarvan hou nie, dis wat die Bybel sê. Jou verlossing is uit God. Is uit God. Jou verlossing is deur God. God het onnaspeurbaar sy ewige besluite in jou lewe uitgevoer. Die Gees van God het jou lewend gemaak. Aan jou geloof geskenk om in Jesus te glo. Jy kom tot bekering. Jy bely jou sondes. Jy breek daarmee. Jy gryp Jesus aan. Maar dis deur God. Dis deur God. En jou verlossing is tot God. Jy is uit genade gered. Die Gees verander jou om meer en meer soos Jesus te word, sodat Jesus nog broers en susters kan hê. Om uiteindelik 'n verheerlikte liggaam saam met Jesus te hê na die opstanding uit die dooies. Alles tot verheerliking van God. Dat alles vir God se loof en sal prys. Sien jy, dit gaan nie regtig oor jou nie. Dit gaan oor God. Jou verlossing is uit God, deur God en tot God. En as jy vaskop en sê nee, dis nie die God wat ek ken of aanbid nie, wel dan aanbid jy nie die God van die Bybel nie. Want dis die God van die Bybel. Daar is nie ander ene nie. Daar is nie ander ene nie. Dis hy. Wat jou uit genade is jou verlossing uit hom, deur hom en tot hom. Ek sluit met Openbaring 5 vers 13, waar die hele skepping en alles wat bestaan, die hemel en die aarde en die see, in aansluiting met by Romeine 11 vers 36, dit uitroep. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom die lof en die eer en die heerlikheid en die sterkte vir ewig en ewig. Amen.
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons buig voor U. Ons is net oorweldigend bewus van hoe groot U genade is, Here, en hoe klein ons is. En ons kan tog so vinnig, so groot raak in ons eie oë, oor ons eie gedagtes, oor ons eie denke. Ons kan net kom neerbuig voor U grootheid, voor U kennis, voor U wysheid, voor die rykdom van U genade. En net verstom voor U stil word met die wete dat U vir ons gered het, vir my gered het, van alle mense. Ja, Here, ons wil U net aanbid. En ons kan net vir U kom sê dankie. Here, ons het nie woorde nie. En ons weet ons lewens is so gebrekkig in die manier waarop ons vir U dankie sê. Ons skiet so ver te kort. Ons kan nooit reg laat geskied in dit wat U vir ons gedoen het nie, Here. Ons lewens is maar hoogstens tekens van dankbaarheid in vergelyking met die genade wat U aan ons betoon het. Ja, Here, help vir ons. Vul ons met U Gees. Verander ons om meer en meer soos Jesus te word. Dat U verheerlik sal word deur alles wat ons is en wat ons sê en wat ons doen en wat ons dink. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen.